Hallo daar. Ja, wat 'n geleentheid, wat 'n dag is dit om vandag die woord van die Here te verkondig, die blydskap van die Here, die antwoord van die Here daar te kan hê. Is dit so lekker om jou deel te hê saam met ons? Ja, ek is George van 3 Minute Kerk en ek hoop regtig waar dat hierdie boodskap van vandag 'n seën vir jou sal wees. Ek bring hierdie woord met die doel dat daar genesing en oorwinning in jou lewe sal wees. As jy hierdie boodskap luister en jy luister dit reg deur, sal ek ook aan die einde van die geleentheid vir jou 'n skakel gee en jy kan die skakel in die beskrywing kry en jy kan ons WhatsApp channel join. As jy ons WhatsApp channel join, gaan ek daar 'n boodskap, 'n PDF 7 dae Bybelstudie opsit wat jou gaan help met hierdie boodskap van vandag, sodat daar genesing sal kom. So ek hoop jy gaan die genesing van die Here ervaar. Jy gaan die krag van die Here ervaar. Dit is die wil van die Here. Ek wil dit vir jou sê in die begin. Dit is die wil van die Here dat jy gesond sal wees. En dit is die wil van die Here dat dit met jou goed sal gaan. En hierdie boodskap gaan oor genesing. Dis waaroor dit gaan. So as jy in jou hart genesing nodig het, emosionele genesing, fisiese genesing, as jy genesing nodig het in jou besigheid, jou finansies, waar jy genesing nodig het, herstel nodig het, dan is hierdie boodskap vandag vir jou. Kom ek bid saam met jou. Ons hemelse Vader, wat 'n voorreg om die naam van ons Here Jesus Christus te kan aanroep en dankie te kan sê vir die Heilige Gees wat hierdie boodskap vandag in ons harte vasvat, sodat ons die oorwinning van die Here kan behaal. In Jesus naam. Amen. Nou, ek weet nie van jou nie, maar in my persoonlike lewe het ek ook baie fisiese uitdagings, genesing nodig het. Ek het ook baie keer oorwinnings nodig en deurbrake. En ek wil gou begin deur om vir julle te vertel van 'n getuienis. 'n hele paar jaar terug, toe ek betrokke was in my eerste gemeente waar ek self in bedien het ons spesiale dienste gehou. Ek het 'n spesiale spreker gekry en ons het gepraat oor genesingsdienste. En in die genesingsdienste, jy sal dit nie glo nie, in die genesingsdienste kry ek nierstene. En ek het soveel pyn dat die mense my uit die kerk het moet dra en na die hospitaal toe moet vat. Nou moet jy weet, ek reël 'n genesingsdiens en hier werk nie, die genesing werk nie. Hierdie prediker preek sy hart uit en hy preek al hierdie dinge en hy sê hierdie ding en hy sê daai ding en hy lê vir mense hande op, maar ek word nie gesond nie en ek voel stikkend, ek weet nie eens wat om te doen nie en ek lê in die hospitaal. En terwyl ek in die hospitaal is, daai jare, het hulle gevat en hulle het 'n middel in my ingespuit om te sien waar die blokkade is in my niere. En elke nou en dan het hulle dan nou plate geneem om te sien waar die blokkade is. En terwyl ek daar lê, is een van ons mense wat ook in die gemeente was, pragtige kind van die Here, so baie mooi kind van die Here, is daar in die hospitaal besig om te werk en sy stap by die kamer is waar ek lê, ek stap sy verby. En toe sy verby stap, kyk sy en sy sê, my jene, wat maak jy hier? En ek vertel haar toe en ek sê vir haar, luister, ek weet nie, maar ek het niersteene en ek het verskriklik baie pyn. En sy sê, maar jy kan nie hier lê nie. Die Here moet jou gesond maak sodat jy vir die Here kan gaan werk, sodat daar mense gesond kan word by die spesiale dienste wat ons nou reël. Ek sê, ja, maar ek kan nie beweeg nie. En sy stap in die kamer in en sy sit lê haar hande op vir my en sy bid vir my en sy sê, ag Here, maak hierdie man gesond. En onmiddellik, ek wil vir julle sê, onmiddellik voel ek hoe dat daar, kan ek maar sê, vloei in my liggaam plaasvind. En daar's geen pyn verder nie, net so. Die volgende oomblik, ek het nog 'n krul van die pyn en die volgende oomblik is ek vry van die pyn, net so. En die Here maak my gesond. En wat 'n fantastiese getuienis, dat die Here maak nog steeds gesond. Vandag, duisende jare nadat Jesus Christus opgevaar het na die hemel toe, maak hy nog steeds gesond. Ons Jesus Christus genees. Ons Jesus Christus is die antwoord tot genesing. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En hierdie boodskap is vir jou. Ek probeer nie doekies omdraai met hierdie boodskap nie. Ek probeer nie vir een of ander storie vertel nie. Ek wil vir jou vertel dat Jesus Christus kan genees. Daar is nog sulke getuienisse in my lewe. En ja, op hierdie oomblik, terwyl ek met julle praat, gaan ek ook deur 'n mediese uitdaging. En ek het ook weer die genesing van die Here nodig. Ek het ook nodig dat die Here my weer sal aanraak.
En ons gaan vir mekaar bid, en dit is die gebed, dat die Here vir ons genesing sal bewerk. En as jy saam met my stem, as jy wil inhak in hierdie situasie, as jy sê, Here, ek vertrou U ook vir die deurbraak, dan is hierdie boodskap vir jou, spesiaal vir jou, en mag die Here jou aanraak, want jy is kosbaar. Jy is kosbaar en waardevol vir die Here. Dis waaroor dit gaan, en die Here se plan vir jou is 'n spesiale plan. Dis waaroor dit gaan. Ek glo dit met my hele hart. So kom ons spring in hierdie geselsie, wil ek nie 'n preek noem nie, hierdie geselsie, en ek vertrou dat dit van groot seën vir jou sal wees. Daar is 7 beginsels in die Bybel, wat ek en jy kan raakvat, wat ons in ons hart kan plant, en wat 'n verskil in ons lewe kan maak. En ek gaan dit noem, maar voor ek dit noem, kry maar 'n pen en 'n papier byderhand, en dan skryf jy dit neer. Pos die boodskap hier, kry gou 'n papier, kry gou 'n pen, en dan skryf jy hierdie goed neer. Maar soos ek gesê het, ek gaan aan die einde van die boodskap ook vir jou 'n link stuur, sodat daar vir jou 'n verskil kan kom, en dat dit vir jou 'n lekker Bybelstudie sal wees. En jy sal die link kan aflaai op ons WhatsApp channel. So dit sal daar beskikbaar gestel word, en dit sal absoluut gratis wees. Nou ja, sommer so terloops, terwyl mense so sê, daar's baie mense wat sê, jy weet, 'n mens kan nie die evangelie verkondig en geld vra nie. 100% reg, die evangelie is altyd verniet. Maar weet jy wat, die data, die tyd, die energie en die werk wat ingaan om dinge gedoen te kry, kos geld. En ek wil baie dankie sê. Baie dankie sê vir elke persoon wat inkoop in hierdie bediening, wat saai in hierdie bediening, met totale vrymoedigheid en vrywilligheid. Ek wil niemand dwing nie, dis altyd so. So sal fantasties wees vir die mense, en ek wil dankie sê vir die mense wat ons ondersteun op hierdie wyse. Ja, dis sommer net so by die deur ingeval met daardie gedagte. Daar is 7 beginsels. Die heel eerste ding is, dat die Here wil hê dat ons moet verstaan dat geloof is die sleutel tot genesing. Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, en 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Ek en jy hoop vir genesing. So kom ons sit geloof in. Wat is geloof? Geloof is om te glo dat Jesus Christus, die antwoord is, dat Jesus Christus die oplossing is. Ons glo nie in ons eie pogings nie. Ek kan nie vandag vir jou sê, doen stap 1, 2, 3 en 4 en dan gaan dit werk nie. Ek wil vandag vir jou sê, ons oog is op Jesus Christus, die leidsman en die volëinder van ons geloof, en hy het vir my en jou genesing bewerk op die kruis van Golgotha. Hy het dit gedoen terwyl hy gesterf het, is daar gesê, deur sy wonde het daar vir my en jou genesing gekom, en daardie genesing is net so maklik beskikbaar, soos wat jou verlossing is. Hoe word 'n mens gered? Ons glo dat Jesus die prys betaal het, en ons ontvang die verlossing. So ontvang ons genesing. Ek en jy kan vandag glo, en vir die Here sê, Here, ek glo dat deur U wonde het daar vir my genesing gekom, en nou het ek toegang tot genesing. Daardie genesing is nou in my, en daardie genesing kan uitgewerk word, want dit is God wat in my werk om te wil en te werk na sy welbehae. En daardie genesing is daar. So dis die eerste stap vandag, dat ons sal glo in Jesus Christus se vermoë, nie my en jou vermoë nie. So baie mense het verkeerde manier van glo. Hulle glo, omdat ek glo in Jesus, moet ek nou 6, 7, 8 stappe doen, en ek moet hierdie reëls nakom, en ek moet 'n goeie mens wees, anders gaan die Here my nie genees nie. Kom, ek sê dit vandag vir jou, jy kan die slegste mens wees, jy kan die sondaar wees wat jy kan wees. Die boek Jakobus sê, dat as daar hande opgelê word, en ek gaan my hand vandag op hierdie skerm so plaas, en as jy wil, kan jy jou hand op my hand sit, en ek gaan vir jou bid, en ek gaan vir jou hande oplê, en die Bybel sê, as jy glo in die Here Jesus Christus, selfs al het jy gesondig, selfs al het, gaan lees maar die boek Jakobus, selfs al jy gesondig, sal jy gesond word, en dit is wat ek glo vandag, dat jy sal gesond word vandag. Ek glo dit met my hele hart, dat die gesondheid gaan begin deurbreek, die krag van die Here gaan begin werk, en ons moet verstaan, daar is genesings wat onmiddellik is, soos wat die getuienis wat ek julle gegee het, maar dan is daar ook genesings wat in my lewe plaasgevind het, wat oor tyd plaasgevind het, want God beginne werk en hy voltooie werk, en ek sal altyd sê, ek dank die Here vir alles, want God genees uiteindelik almal, dis sy plan. Hy genees ons almal. Uiteindelik sal hierdie sterflike liggaam van my verander in onsterflikheid, en dan sal ek ook uit al hierdie pyn, al hierdie seer, jy ook, al hierdie pyn en seer verlos wees en vry wees in Jesus naam. So ja, die eerste stap is dat ons sal glo. Die tweede een is dat ons moet weet, hoe kom geloof? Want mense sê nou vir my, wag 'n bietjie, hoe glo ek? Hoe kom geloof? Wat die Bybel sê, ek moet glo, hoe kom dit?
Die Bybel sê geloof kom deur die gehoor. Romeine 10 vers 17 sê, so kom die geloof uit die gehoor en die gehoor deur die woord van God. Dis God se woord wat geloof bring. Dis God se woord wat herstel bring. Geloof kom nie deur om te dink aan die ding en daai ding nie. Geloof kom deur die gehoor, deur die woord van die Here. So wat beteken daardie woord? Daardie woord is soos wat ek nou vir jou sê en ook soos in die dagstukkies, die 3 minute dagstukkies. En as jy dit nog nie kry nie, dan skakel in, die skakel is hier betrokke of stuur vir my 'n WhatsApp en sê ek wil asseblief deel wees van die WhatsApp groepe wat ek elke dag 'n boodskap van hoop en bemoediging kan kry, sodat dit 'n deel van my lewe kan wees. So die woord word verkondig. En wanneer die woord verkondig word, sê God se woord sê vandag dat jy kan genesing ontvang. God se woord sê dit is vandag jou deurbraak. Dit is vandag jou antwoord. God se woord sê hy wat met sy hart glo en met sy mond bely tot redding. Daarom kan jy glo, God se genesing is beskikbaar. Dis in jou, werk dit uit. Die Bybel sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewering voor die Here. Iemand vra my nou dag, wat beteken vrees? Vrees beteken vir 'n heilige ontzag en respek dat God is die een wat antwoord. Ek vat nie die werk uit sy hande uit nie. Ek respekteer God dat God weet en God doen die werk en God is die outeur van alles. Hy is die meester dokter wat weet hoe om te genees. So ek los dit in sy hande. Dis wat dit beteken om vandag te sê, ek vrees die Here. Ek vertrou die Here, ek try nie my eie goed nie. Try nie my eie planne nie, ek probeer nie my eie idees te volg nie. So, kom ons beweeg vandag. Geloof kom deur die woord van die Here. Die volgende een is, dat as ek nou weet ek glo, en ek weet die geloof kom deur die woord, dan moet ek ook ontvang dat ek ontvang verlossing deur geloof. Dan, die volgende ding is, ek ontvang genesing en redding deur geloof. Ek het vir julle die skrif gegee, maar kom ek lees vir julle Johannes 3 vers 16. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kan julle sien hoe maklik is dit? Kan julle sien, wie wat in hom glo, nie 7 stappe nie, nie eers reg wees nie, nie eers skoon wees, nie eers heilig wees nie, nie eers dit, nie eers dat nie, hulle wat glo in Jesus Christus, hulle word verlos. Dit is wat ons glo. Dit is wat die Bybel sê. En vers 17 in Johannes 3 vers 16 sê die Here het nie gekom om mense te veroordeel nie. So moenie laat mense vir jou sê jou siekte en jou toestand is straf van die Here nie. Want dit is nou absoluut nou maar net eenvoudig nonsens. Kom ek sê vir julle, die Here straf nie 'n mens wat te glo nie. Die Here verlos. Die Here sê in sy Bybel, jy kan dit gaan lees, en van Matteus af regdeur, dat die Here het almal gesond gemaak. Die Here het nie mense weggestuur nie. Hy het nie vir mense gesê, dra jou straf maar nie. Hy het mense gesond gemaak. En hy kan my en jou gesond maak. Moenie laat die duiwel vir jou leuns vertel nie. Daar is soveel leuns daar buite. Soveel dinge oor genesing. Die Here wil jou gesond maak vandag. En as jy dit glo, is dit jou deel vandag. Dis jou deel vandag. Dis wat kan gebeur. So, kom ons gaan verder. So, ek ontvang met ander woorde my verlossing deur geloof. Ek ontvang my genesing deur geloof. Ek ontvang my voorsiening deur my geloof. Die regte manier van glo is met ander woorde, ek glo in Jesus Christus, daarom is ek gesond, daarom is daar voorsiening, daarom is daar vir my 'n weg, daarom is Jesus die waarheid, daarom is daar vir my aanneming tot kindskap, daarom is ek 'n nuwe skepsel in Jesus Christus. Dit is die regte manier van glo. Die verkeerde manier van glo is, omdat ek glo, moet ek harde probeer, die regte dinge doen, A, B en C, hierdie wet nakom, daardie wet nakom, en al hierdie goed nakom, en dalk as ek dit goed genoeg doen, sal die Here my aanvaar. Dis verkeerde geloof. Regte geloof is, Jesus het die werk gedoen, die werk is volkome, dis voltooid, aan die kruis het gesê, dit is volbring, en dit is nou vir jou beskikbaar, vat dit, en geniet dit. Skep uit die krag van die Heilige Gees uit jou binneste uit, God se genesing. Jy hoef nie te vra, Here, bring genesing nie. Genesing bly klaar in jou as jy glo. Genesing se naam is Jesus Christus. Dis waaroor dit gaan. Mag ek jou daarmee seën vandag. Mag ek seën. So dis wat dit. So ek ontvang met ander woorde dit. Die volgende stap wat ek doen is, ek aktiveer genesing deur my geloof. Deur my geloof, nie in my eie krag nie, in my geloof in Jesus Christus. Met ander woorde, my geloof begin sê, luister siekte, luister elende, luister gebrek, luister al hierdie dinge. God is besig om 'n wonderwerk in my lewe te doen, ek glo dit. Ek sit my geloof in hom, in Jesus Christus. En wanneer ek dit doen, kom daar vryheid.
Daar kom verlossing en daar kom deurbraak in my lewe. Nou ja, die volgende stap wat hy vir ons gee, is geloof oorwin die wêreld. My geloof oorwin die wêreld. Ek kan dit maar neerskryf. Geloof oorwin die wêreld. Wat beteken dit? Die wêreld sê, jy gaan dit nie maak nie. Die wêreld sê, jy is te sleg. Die wêreld sê, jy is maar die swart skaap in die familie. Die wêreld sê, jy het soveel foute gemaak dat God luister nie meer na jou nie. Dis wat die wêreld sê. Maar luister wat sê geloof. Kom ek lees dit vir jou, 1 Johannes 5 vers 4. Hy sê, want elkeen wat uit God gebore is jy uit God gebore? Glo jy in Jesus Christus? Glo jy en bely jy dat hy is die Here Jesus Christus, hy is die verlosser, hy het vir jou gesterwe, hy het vir jou die prys betaal, deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Glo jy dat hy het opgestaan en dat hy lewe? Glo jy dit daardie dinge? As jy dit glo, dan is jy verlos. En hy sê hierdie woorde, want elkeen wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Hy oorwin die wêreld. Hy sê, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, naamlik ons geloof. So hoe oorwin jy die wêreld? Die negatiewe, die verkeerde, die vuil, die stikkend, die seer, en al hierdie dinge wat die wêreld wat teen ons gooi, al die dinge wat die wêreld bring. Hoe oorwin ons dit? Deur ons geloof in Jesus Christus. Dis wat hy wil doen. Die laaste ding wat ek vir julle sê, want ons tyd is al klaar, is dat ek moet aanhou glo. So wanneer ek vir genesing vra en voorsiening vra, moet ek nie nou sê, ja, dis reg, dan stap ek uit, en dan het ek pyn, of ek het hierdie ding, of ek het daardie ding, en dan sê ek vir myself, ag, jene, dit werk nie, en dan los ek dit. Weet julle, dat dood en lewe is in die mag van die tong, en op die einde van die dag, as ons dit gebruik, sal ons die vrug daarvan eet. So, in die kursus, gaan ek baie meer hieroor praat. Die 7 dae kursus wat jy kan aflaai. So wat ek wil vir jou sê nou, gaan luister na hierdie boodskap, as dit jou raak, dan kom ons beweeg na die 7 dae van die Bybelstudie kursus toe. Gaan na my WhatsApp channel toe, jy sal dit daar kry. Gaan join ons WhatsApp channel, die link is in hierdie beskrywing. Jy kan hom klik, jy kan hom join, en ek sal daar vir jou die 7 dae Bybelstudie gee. In die 7 dae Bybelstudie gaan ek vir jou die fantastiese stappe, stap vir stap wys in dit, dis geskrywe, dis mooi daar, en dan ook gaan ek vir jou die redes gee hoekom mense nie gesond word nie. En ek gaan ook die herstel of die fix vir jou gee, sodat jy dit kan regmaak as jy dalk so 'n probleem het, sodat daar genesing vir jou sal kom. Is jy bereid om saam met my hierdie pad te loop? Nou wil ek vir jou bid. Ek wil nou vir jou bid dat jy gesond sal word, dat die Here sy genesing nou sal begin. So ek sit my hand nou hier in die naam van Jesus op die skerm. En as jy glo, wil ek nou vra dat jy jou hand op hierdie skerm sal sit en dat jy sal sê, Here, ek stem saam dat Jesus is my genesing. Jesus is my herstel en Jesus is my redder. En dan sit jy jou hand daarop, dan vat jy jou ander hand, dan sit jy jou hand daar waar dit seer is en waar die pyn is. En as jy nie jou hand daar kan sit nie, dan sien hoe dat die Here se hand daar neersit en hoe daar 'n genesing kom. Hoekom doen ons dit? Want die Bybel sê, as daar iemand siek is, laat hulle die ouderlinge roep en laat ons hulle hande oplê en daarna sal genesing plaasvind. En dit is wat ek nou vir jou wil doen. Dis 'n heilige oomblik hierdie. As jy dit wil doen, doen dit saam. As jy dit nie wil doen nie, baie welkom. Sit die foon af, skakel af, gaan aan met jou lewe. As jy dit regtig wil doen, wil ek nou vir jou sê, hierdie is baie spesiaal. Baie spesiaal. Mag die Heilige Gees jou nou aanraak op 'n spesiale wyse. Mag hy jou vul en mag hy jou volmaak. Jy het so seer, jy het so pyn, jy het so stikkend geslaan. Jy weet nie hoe jy gaan opstaan nie. Die Here gee nou vir jou nuwe krag. In Jesus naam. As jy die geloof het, sit jou hand op my hand. Ek is nie spesiaal nie. Jesus is spesiaal. Dis alwaaroor gaan. Ons twee stem net saam. Ons stem saam in geloof en ons vra vir hierdie genesing. In Jesus naam. In Jesus naam. Moet ons spesiaal wees? Nee, Jesus is spesiaal. Ek roem in Christus. Ons is nuwe skepsels. Kom ons bid nou saam. Ons Hemelse Vader, ek bid nou vir jou, vir genesing. Ek bid nou dat die woord van die Here sal inkom. Ek wil nou sê, liggaam, hoor die woord van die Here. Hoor die woord van genesing. Hoor die woord van herstel. Hoor die woord van verlossing. Hoor die woord van die deurbraak in die naam van Jesus. Ek wil hê jy moet sien hoe dat die woord ingaan in daardie siekte en herstel bring. Hoe dat die Here dit wat siek is verander in dit wat genees is. Want die Here bring nie maar net herstel nie. Hy bring 'n nuwe werk in jou lewe. Op hierdie oomblik waar die siekte is daar 'n bloedsiekte, daardie bloed word gesond. Is daar 'n weefselsiekte, daardie weefsel word gesond. Is daar 'n senuweesiekte, daardie senuwees word gesond in die naam van
van Jesus. Is daar 'n probleem met denke, met verstand, met geheue, met omstandighede, met die werking van die liggaam, in die naam van Jesus, hoor die woord van die Here, wees genees in Jesus naam. Mag die krag van die Heilige Gees nou oor jou kom. Mag die Heilige Gees jou aanraak op 'n spesiale wyse. As vra dit in Jesus se naam. Dankie Here. Dankie Here vir genesing. Dankie vir die bloed van Jesus Christus. Dankie dat ons nou ons hand in u hand kan sit en dat u woord waarheid word, Here. En Here, net soos in die Bybel van hierdie uur af het u gesê, het mense gesond geword, Here. So van hierdie uur af wat ons hierdie gebed is, vra ons nou dat u al die lof en al die eer en al die aanbidding sal kry. Nee, mens nie, net Jesus Christus. Net Jesus Christus. En ek vra nou, Here, dat daar genesing sal kom. Vader, ek dank u, Here, u het dit reeds gegee in Christus, en ek dank u dat ons dit nou aanvaar, dat die genesing nou vloei. Siekte stop nou, die pyn stop nou, die seer stop nou, die probleem stop nou, in Jesus naam, en die krag van die Here breek deur, in Jesus naam alleen. Amen, en God bless you. Onthou, as jy wil, is jy baie welkom om hierdie bediening te ondersteun finansiëel. Maar dit is net vrywillig, as dit in jou hart is, baie dankie, die besonderhede is daar. Verder wil ek jou weer herinner, as jy die 7 dae Bybelstudie wil hê, gaan nou en join asseblief ons WhatsApp channel. Hoe kry jy die WhatsApp channel? As jy hom gejoin het, dan gaan jy op WhatsApp, dan swipe jy na die linkerkant toe, en as jy na die linkerkant toe geswipe het, dan kan jy die channel sien. Daar kan jy klik. As jy 'n probleem het, WhatsApp my. My nommer is in die beskrywing. Die Here seën julle. God bless.